Môre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek hoop dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Hoogtepunt natuurlik in ons kerkkalender, Opstanding Sondag. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Here, en so bely ons heelhartig, U die draer van ons skuld, is die lewende, die opgestane Here Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie dag. Hierdie dag, Here, wat alleen ons geloof inhoud, sin gee. Ja, die God wat ons skuldlas gedra het, maar ook die een wat triomfeer. Die een wat oorwin die dood. Here, ons raak ook nou stil en rustig in afwagting op U woord waar ons opnuut beleef. Here, wat die diepte ook van daardie dag was. Wat spreek van hoop en vooruitsig en lewe. Maar Here, ook nou weet ons, dis nie net 'n terugkyk iewers ver terug in die verlede waar dit gebeur het nie, maar ook nou waar U Gees dit oopbreek en U opstanding lewend maak, soos dit is, soos U is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 gedeeltes vanuit dieselfde evangelie, die evangelie volgens Markus. Markus 14 vers 26 tot 31 en dan Markus 16 vers 1 tot 8. Markus 14 vanaf vers 26 hou ek aan die vooropskrif, daar is Petrus sal Jesus verloon. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar, nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van U afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloon nie. En al die ander het dieselfde gesê. En dan lees ons geliefdes saam uit Markus 16 vanaf verse 1 tot 8. Opskrif daar is, Jesus het opgestaan. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het baie groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop,
terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend, dit is die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig ons wat dit kan doen en daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die twee gedeeltes wat ons gelees het, kan grootliks met mekaar vergelyk word in inhoud. Inhoud in terme van die opdrag wat daar gegee word, maar daar is ook 'n baie duidelike breuk, in die sin van dit wat gebeur voor die kruis, Jesus wat met sy disippels praat, voor die kruisiging, voor die opstanding, dis ons eerste skriflesing, en dan die tweede gedeelte het gehandel oor die gebeure ten tye van die opstanding self. Grootliks kan dit met mekaar vergelyk word, in terme van opdrag, maar dit verskil ook van mekaar. Voor sy dood gee Jesus 'n spesifieke opdrag aan sy disippels. Sê vir hulle, die kruis gaan kom. Sê Jesus nog voor die kruis ook, die opstanding gaan daarna gebeur. Maar pertinent wat ons moet raak sien is, waar Jesus vir hulle uitwys wat hulle te doen staan. Opdrag in die sin, na my opstanding, sê Jesus vir hulle, gaan ek julle vooruit na Galilea toe. Ek kry julle daar. Dis in die eerste opdrag. Dit staan ook so grootliks, maar in die tweede opdrag. Maar tog verskil hierdie twee opdragte van mekaar met 6 woordjies. 6 woordjies, geliefdes, wat in die een opdrag staan, wat in die ander opdrag nie staan nie. 6 woordjies wat ek dink nagenoeg ons elkeen baie vinnig oor gelees het. Dalk nie veel notisie daarvan geneem het nie, maar 6 woordjies vir 'n bepaalde rede en doel. En ons kan eintlik sê hierdie 6 woordjies is woorde waarsonder ons nie kan lewe nie. Ons kan hierdie 6 woordjies maar noem 6 woorde van hoop. So kom ons kyk dan na hierdie woorde van hoop. Albei gedeeltes, dieselfde gedagte. Boodskap, wat Jesus sê, ek kry julle in Galilea, ek gaan julle vooruit. Dit bepaal ons is gemeenskaplik aan hierdie twee gedeeltes, maar dan hierdie krities belangrike punt van verskil. Ons lees in Markus 14 vers 28 dat Jesus vir sy disippels sê, deel van hierdie opdrag, maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe, voor die kruis. Na die kruis weer dieselfde opdrag, dan nou nie van Jesus self nie, maar van die engel wat hierdie opdrag aan die vroue gee, om aan die disippels te gee, wat die engel sê, maar gaan sê vir sy disippels, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. En in die besonder vir Petrus. En jy sou daaroor lees en dink, maar dis nie regtig merkwaardig nie. Wat is hierdie 6 woordjies nou regtig waar? En in die besonder vir Petrus. Geliefdes, hierdie frase word gevoeg by ons tweede gedeelte in die opdrag wat nie in die eerste gedeelte staan nie. En die natuurlike vraag wat jy moet hê daarop is, hoekom is dit dan nou so belangrik? Hoekom is dit dan nou so merkwaardig? Hierdie 6 woordjies in die besonder vir Petrus. Wat is so besonder staan? Geliefdes, in ons eerste gedeelte, net nadat Jesus hierdie opdrag gegee het, sê Petrus, Here, ek sal U nie verlaat nie. Ek sal U nie verloon nie. Petrus bely van harte dat hy altyd by die Here gaan wees. Is as ware asof hy vir Jesus sê en hom stop in sy woorde en sê, wag 'n bietjie Here, U praat dalk van hierdie ander disippels, hulle kan ek nogals dink sal U verlaat, maar nie ek nie. Ek sal dit nooit doen nie. En dan antwoord Jesus vir Petrus in soveel woorde as ware om te sê, versigtig, pas op wat jy sê, want vanaand nog
gaan jy my 3 keer verloon. En dan daarop antwoord Petrus nog met redelike selfvertroue deur te sê, al moet ek saam met u ly, ek sal u nie verloon nie. Geliefdes, ons weet wat tussen ons eerste skriflesing en die tweede skriflesing gebeur het. Ons weet wat tussen Markus 14 en Markus 16 plaasgevind het. En is juist dit. Jesus se woorde het getoon hoe waar dit is, Petrus se belofte onwaar. Hierdie woorde met bravade, Here, ek sal u nie verloon nie. Nog nadat die Here vir hom sê, jy gaan my verloon. Beslis sal ek dit nie doen nie. Hy het sy kans gehad, Petrus, sal ons sê. Hy het sy kans verspeel, sal ons sê. En ek wil my indink, Petrus het dit van homself ook gedink, om jouself nou in Petrus se skoene te moet plaas. En geliefdes, as ons in retrospek terugkyk, het Jesus Petrus se hart geken. Hy moes geweet het wat in Petrus se hart aangaan na hierdie verloning, na hierdie woorde, nadat iemand vir jou nog sê en jy wonder daaroor, gaan hierdie persoon my in die steek laat en die persoon sê nog ek sal nie. En hulle doen dit nog steeds. Dis wat in Petrus se hart was. Mens sien as ware hoe hy val. Dis asof die hemele vir Petrus sien val, maar in hierdie gedeelte begin ons die draaipunt ook sien, ons tweede gedeelte, is dit asof die hemele hom weer as ware ophelp. Dit is amper of die opdrag aan die vroue van hierdie man met die wit klere, wat ons aflei die engel is om seker te maak dat Petrus wat nou wonder, is ek nou nog deel van hierdie disipelkring? Ja, hulle het ook almal gevlug, maar ek was die een wat gesê het, ek sal nie vlug nie. En toe die tweede keer die vraag gevra is, het ek dit weer gestel. Is Petrus seker op hierdie stadium voel soos 'n tweede klas disipel? Hulle het verloon, maar hy het nog meer verloon, sou hy dalk kon dink. En dan hierdie woorde in die besonder vir Petrus. Gaan sê vir die disipels, maar dit word bygesit by hierdie opdrag, want daar het 'n paar dinge verloop, dinge wat mense se lewens so verander het, en het nooit weer dieselfde gaan wees nie, in Petrus se lewe. Gaan sê vir die disipels, maar gaan sê in die besonder vir Petrus. Selfe opdrag. Die Here het opgestaan, gaan kry hom in Galilea. Geliefdes, is asof hierdie teks dit so duidelik uitspel. Petrus, jy kan ook maar kom. Jy voel jy wil nie. Jy mag ook kom. Petrus, jy moet ook kom. Hoor hierdie woorde van gerusstelling, geliefdes. En is woorde wat bovenal sê, God gee 'n tweede kans. Of tweede kanse, kom ons gebruik dalk die meervoud, nie net dat dit nog net een kans is nie. Gaan sê vir Petrus, hy wat my verloon het, wat met hart en mond beloof het, hy sal dit nie doen nie. Hy kan ook kom. Hy is welkom. Gaan sê vir Petrus, ek wag ook vir jou, Petrus. Geliefdes, dis 6 woordjies wat deel van die opstanding vorm in hierdie opdrag, woordjies waaroor ons vinnig lees, maar ons moet dit stadig inneem. Want dit getuig van die evangelie van Jesus Christus, in die sin van, is 'n evangelie van tweede kanse, van soveelste kanse. 'n Ander gedagte, niet en vars om ook so daaraan te dink, dat die opstanding getuig van tweede kanse. Want as ons dit wat ons pas hoor moet vergelyk met ons wêreld, en ons weet dit baie goed, in hierdie wêreld, in die werksplek, is daar nie iets soos tweede kanse nie. Dit is nou of nooit. En as jy verbrou, gaan jy daarvoor betaal.
Dit is hoe ons gewoond is aan hoe die wêreld werk, en vir produktiwiteit dit ook maar seker sy plek, maar die fout, geliefdes, wat ons maak is, ons wil dit dupliseer en dit op die geestelike lewe toepas, en dit kan nie. Dit is nie teologies reg om so daaroor te dink nie. Juis moet ons hoor. In die besonder vir Petrus, in die koninkryk van God, het jy 'n tweede kans. Tweede kanse. En dan nou juis op opstanding Sondag, dat mens dit moet hoor, wat woorde getuig van lewe. Om te moet besef, daar is niks, absoluut niks wat kan gebeur, wat kan maak dat God ons minder lief het, as wat hy ons alreeds lief het nie. Petrus, selfs nie eers jou verloning van my nie. Han sê vir die disippels, maar in die besonder vir Petrus, hy moet dit hoor. Petrus moet kom. En geliefdes, dan vra ons dalk ook krities die vraag, nou met tweede kanse, wat gaan die reaksie daarop wees? Is dit maar nou net 'n oop kaart, 'n oop hand wat jy gee, soveel kanse soos jy wil? Wat het Petrus met sy tweede kans gemaak? Hy het dit in dankbaarheid sy eie gemaak. Na oorlewering in buitebybelse tekste lees ons dat Petrus die evangelie tot sover in Rome verkondig het, en dit het hom duur te staan gekom. Hy was ook gekruisig, en met sy kruisiging het hy homself nie waardig genoeg geag om so sy Here gekruisig te wees nie. En daarom het hy gesê, kruisig my onderste bo. In hierdie martelaarskap, hierdie handomkeer verandering van 'n Petrus wat sal weghardloop, verloon, om dit te sê. Geliefdes, dit is wat 'n evangelie van tweede kanse doen aan mens. Dit gee jou juis dankbaarheid. Dit laat ons nie onverskillig met die genade van die Here omgaan nie. Dit is 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van oorgawe. Ons het dit ook gehoor in ons voorlesing. In die opstanding van ons Here Jesus Christus is daar twee dinge wat uitstaan. Die belofte, maar dan is daar ook 'n opdrag. Die belofte, en so sê Paulus vir ons baie duidelik later, is dat wanneer ons in Christus glo, ook ons eendag wanneer ons sal sterf, saam met Christus sal lewe, want toe ons gelowig geword het, het ons as ware van onsself afgesterf. Geliefdes, maar met opstanding Sondag is hierdie belofte, ja, waar, en ons word heimlik herinner daaraan, maar daar is ook 'n groot opdrag in die opstanding van die Here Jesus Christus. Dis nie alleen net die belofte nie. En ons vind juist die opdrag in hierdie sin van die evangelie van tweede, derde, vierde, soveelste kanse. Dis 'n opdrag wat vir ons sê, gaan en begrawe die ou mens. Daardie mens wat so geneig is om in vyandskap met God te lewe. Vyandskap met God en ons naaste. Dit het ons ook in die voorlesing gehoor. En ons as mens is maar bewus hoe menslik ons is, hoe feilbaar ons is, hoe gereeld ons verbrou. Dit maak ons nie veel anders dan nou as 'n Petrus nie. Dat ons hierdie opdrag van die Here vir ons lewe daagliks sal uitleef. Tweede kans elke dag. Bekering is 'n daaglikse bekering. Pad van heiligwording, veral Paulus in sy teologie, brei baie daarop uit. Maar hier, in hierdie teks met die evangelie van tweede kanse, wat ons lees van die opstanding, maak ons dit ons eie. In vandag se tyd, waar kom jy nog iemand te wat tweede kanse gee? Maar in Christus lees ons
van daardie persoon. En daarom weer hierdie woorde. Woorde wat, as ons dit weer gaan lees, gaan ons dit stadiger lees. En in die besonder vir Petrus. Maar dan lees ons dit bietjie anders as ons dit ons eie maak, want dit is nie net vir Petrus gewees nie, is ook nou in die besonder vir my. Wat ek dit kan toeëien, want dit is ook vir my. Evangelie van Christus, goeie nuus. Is nie net geskiedenis nie, geliefdes. Dis lewend, dis dinamies, in die besonder vir jou en my. In die besonder vir ons elkeen vanoggend. Lees ons die laaste gedeelte. Die Here het opgestaan. Die Here gaan julle vooruit. Hy wag vir julle en julle sal hom sien. Dis woorde wat ons ook ons eie maak. Soos hy ook vanoggend aan ons opnuut beloof. Vir ons elkeen. Vir jou. In die besonder. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons vang onsself uit waar ons soveel keer U woord in die derde persoon lees. In die besonder was dit net vir Petrus. Of vir ander. Of U wat U self openbaar het net aan hulle lank terug. Maar Here, dan kom U deur die Gees en deur die krom en skewe woorde van 'n mens, bring U woord, die ewige woord. En is dit vir ons elkeen in die besonder. In die besonder, Here, ook met ons eie hartseer en pyn, soos ons die van Petrus kon nalees. Maar Here, vertaal ons dit ook so deur in ons eie lewe. Met wat tans dalk in ons elkeen se hart omgaan, wat dit ook al is, dat U dit weet, verstaan, en dan bring U woord, die evangelie aan ons elkeen waar ons nou is, in die besonder, Here. Ons besef hoe onwaardig ons is daarvoor, ons is mens en U is God, dat U so laag afbuig vir 'n mens. Here, veral in die tyd was ons so bewus daarvan, van 'n God wat hom laat kruisig het. Dit vir mense. Dankie Here, dat ons op opstanding Sondag ook opnuut dit ons eie kan maak. Die belofte, wat ons kan toeëien vir onsself, die lewe daarin, dis dinamies. Die Here het ons ook gehoor van die opdrag daarin. Maar in dankbaarheid reageer ons, waar ons daagliks met hierdie evangelie van tweede kanse ons tot U bekeer. Die pad van heiligmaking stap, afgesonderd vir U. Dankie Here vir hierdie boodskap. In die besonder vir ons elkeen. Amen. Geliefdes, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle tot in alle ewigheid. Amen.